Goeiedag vriende, ons het vandag die voorreg om te luister na Efesiërs 1 vanaf vers 15 tot 23. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons het gehoor dat God gelowiges deel maak van sy kerk. Hy maak ons deel van sy liggaam en in sy liggaam het elke gelowige 'n belangrike taak. In hierdie gedeelte hoor ons hoe Paulus God dank vir sy medegelowiges en hoe hy ook vir hulle bid. In verse 18 en 19 lees ons dat Paulus bid dat die gelowiges se geestesoë sal verhelder, sodat hulle kan weet watter hoop sy roeping inhou, watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Kom ons kyk na hierdie 3 dinge. Eerstens, watter hoop sy roeping inhou. Hoop is deel van ons lewe. Byvoorbeeld, ouers het hoop oor wat hulle kinders eendag gaan word. En hierdie hoop bepaal hoe hulle kinders nou behandel en opvoed. Hierdie hoop bepaal ook die geleenthede wat hulle vir hulle kinders gee. Maar waarop is jou hoop? Matteus 6 sê dat ons skatte in die hemel bymekaar moet maak en nie hier op aarde nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou hoop is, daar sal jou hart ook wees. Alles in hierdie wêreld is onseker. Wanneer jou hoop dus op iets in hierdie wêreld is en dinge loop skeef, gaan jy baie hartseer en mismoedig wees. Selfs al loop dinge nie skeef nie, gaan jy in vrees lewe, want jy weet dat dinge enige tyd kan skeef loop. As jou kinders, jou werk of besittings jou grootste hoop is, gaan jy altyd bekommerd wees of alles reg gaan uitwerk. Maar Jesus sê, ek is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hebreërs 13 vers 8. Daarom sal jou hoop op hom jou vrede en rustigheid gee. Het gelowiges hierdie hoop omdat ons so goed is of omdat ons iets baie goed gedoen het? Nee, ons het hoop omdat God ons na hom geroep het. Besef jy die hoop wat hierdie roeping inhou? Hierdie roeping beteken dat jou lewe nie 'n ongeluk is nie. God het 'n plan met jou lewe en alles sal tot jou voordeel en heerlikheid wees. Hierdie hoop wat gelowiges het, spoor ons aan om doelgerig te leef. Dit maak dat ons as kerk die lig in 'n donker wêreld is. Niks wat ons doen is onseker of sinneloos nie. Tweedens dan, watter rykdom is daar in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het? Hierdie heerlike erfenis waarvan daar in vers 18 gepraat word, gaan nie in die eerste plek oor alles wat gelowiges gaan kry nie. Dit gaan oor wie ons is en hoe God na ons kyk. Jesus Christus het met sy kruisdood vir ons sonde betaal, sodat ons nou kinders van God is. Dit is ons heerlike erfenis. Ons is kinders van God. Omdat ons God se kinders is ons ook erfgename saam met Jesus Christus.
Baie keer sien ons nie onsself soos God ons sien nie. Ons ervaar skaamte of skuldgevoelens oor ons verlede. Ons vra onsself af, hoe kan God my lief hê? Vandag sê die Heilige Gees vir ons dat God na ons kyk as sy kinders wat skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus. Wanneer ander mense se opinie bepaal wie ons is, gaan ons onsself nooit sien soos God ons sien nie. Maar wanneer jy na God se opinie luister, hoor jy dat jy 'n kind van God is. Dan hoor jy ook dat God jou onvoorwaardelik liefhet en dat hy jou nie veroordeel nie. Open die oë van jou hart en luister daarna. Derdens, hoe geweldig groot is sy krag wat hy uitoefen in ons wat glo. Verse 19 en 20 beskryf die groot krag van God. God se krag het twee dinge gedoen. Dit het Jesus Christus uit die dood opgewek en dit het hom aan die regterhand van God laat sit. Dit beteken dat Jesus met sy goddelike krag die dood oorwin het en dat hy met goddelike krag oor die aarde en alles wat bestaan regeer. Vers 19 sê dat dieselfde krag in gelowiges werksaam is. Dit is hierdie krag wat ons laat opstaan uit 'n geestelike dood en wat ons lewe totaal en al verander. Daarom, om 'n Christen te wees beteken nie net om 'n klomp oortuigings aan te neem of om 'n klomp reëls na te kom nie. 'n Christen is iemand wat deur God se krag verander word omdat die Heilige Gees in hom of haar bly. God se krag maak dat gelowiges 'n verskil maak in 'n gebroke wêreld. Want Jesus is nie net ons opgestane verlosser nie, hy is ook ons opgestane koning. Daarom is die kerk nie net 'n gemeenskap wie se sondes vergewe is nie, maar ook 'n gemeenskap wat erken dat Jesus die koning is en aan hom gehoorsaam is. God se krag wat in die gelowiges in Efese gewerk het, werk ook in ons vandag. Jesus Christus het uit die dood opgestaan en hy regeer. Daarom kan ons deur sy krag baie reg kry. Hy het ons 'n Heilige Gees gegee om ons te lei en altyd by ons te wees. Deur God se krag staan gelowiges op uit 'n geestelike dood, maar is nie al nie. Met Jesus se wederkoms staan gelowiges ook op uit 'n liggaamlike dood, sodat ons as volledige mense met liggaam en siel God kan dien en oor sy skepping kan regeer. Bid daarom dat jy en jou medegelowiges se geestesoë sal oopgaan, sodat ons almal kan sien watter hoop sy roeping inhou, watter rykdom daar is in sy heerlike erfenis en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.